Welkom. Ons gaan vir die tweede keer saam bid om hierdie nuwe jaar deur gebed anders te maak. Te maak soos wat die Here wil hê dit moet wees. En ek hoop en ek is bly dat jy vir 5 minute gaan luister, vir 10 minute dan gaan doelgerig bid vir 5 dae na mekaar, sodat ons dalk sommer 500 bidders het vir 'n pragtige jaar. Waarop fokus ons van hierdie vandag? Ons fokus op ons kinders. En op die skole wat hulle gaan vorm namens ons. En ons moet net weet, vir die Here is kinders ongelooflik belangrik. Hy het vir hulle baie meer lief as wat ons vir hulle het. Ek sit hier langs die doopvont en hierdie doopwatertjies het gesê, soos wat die druppels op hulle val, so val my liefde op hulle, hulle is deel van my verbond. Dus, daarom, kom ons droom, wat is God se droom? Hy sê, ek lewer daai klein goedjies by julle af, en dan moet julle die lyfie laat groot word, ek sal dit laat groei, en julle moet die koppie en die hartjie volmaak met dit wat ek graag wil hê, daarin moet wees. Dus, dan droom ons saam oor kinders wat spogkinders is, pragtkinders is. Waaroor droom ons? Kom, ons maak 'n lysie. Wat moet ons kinders hê? Hulle lyfies moet versorging hê, veilig wees, daarvoor moet ons bid en vra. Hulle hartjies moet vol liefde en veiligheid wees, daarvoor moet ons vra. Hulle koppies moet vol waardes en wysheid gee, daarvoor moet ons vra. Ons moet dus sê, Here, help vir ons om so in hulle in te plant, dit wat U wil hê in hulle moet groei. Gee vir ons die wysheid om dit op die regte manier in te plant. En dan moet ons vra, Here, gee vir ons helpers. En dis waar ons vir die skole bid. Want by die skole lewer ons kindertjies af, en by ander plekke waar hulle opgevoed word, by 'n kleuterskooltjie, en daarso is ander mense wat God se helpers is. Kom ons bid dat hulle God se engele sal wees, wat na my mensie, na ons kindertjies sal kyk met 'n wysheid wat bo menslike vermoë is. Dat hulle kan help op 'n manier wat sal stimuleer met kennis, maar ook sommer net dat hulle die rolmodel sal kan wees, sodat 'n kind na hulle kan kyk en sê, ek wil soos juffrou wees, soos meneer wees. En dat hulle die lyfie sal stimuleer en die koppies en die hartjies sal wees. Maar kom ons bid ook vir die skole, want daar's propvol maatjies. En dat daai maatjies my kinders se groeimaatjies sal wees, nie se boelie maatjies, seermaak maatjies, afknou maatjies nie. En dat my kind die groeimaatjie sal wees en nie die verkeerde een sal wees nie. Maar as ons net vir onsself, ons eie kinders bid, is ons selfsugtig. Daarom wil ek ook hê ons moet spesifiek gaan rondom ons kyk en bid vir Suid-Afrika, vir die wêreld se kinders. Want Suid-Afrika se kinders is kindertjies wat swaar kry, honger ly, nie kry wat hulle laat blom nie. Hulle is die mensies wat soms onveilig is, wat voorbeelde kry dat hulle in plaas van regte waardes het, dat hulle misdadiger waardes het en bendes as rolmodelle het, in plaas van ouers as rolmodelle. En daarom moet ons dus ook bid vir Suid-Afrika, want onthou, in Suid-Afrika is daar seker 50% gesinne wat enkelmoeders is, en daarom moet ons vra, Here, help vir hulle. Daarom kom ons maak 'n lysie, kom ons maak 'n lysie en dit gaan maklik wees, ons kinders se omstandighede, ons skole, maar dan weier ook Suid-Afrika se skole, en die ander kinders wat nie naby ons kringetjie is nie,
ons bid vir hulle, vra vir die Here, help vir hulle. Want, en dis die gebed wat ek wil mee afsluit. En dit is dat Spreuke sê, ons bid dat hierdie kinders sal oorneem dit van wat hulle by 'n ouers kry, sodat hulle die wysheid sal hê om pragtkinders te wees. Dis waarvoor ons nou 10 minute moet bid. Jy alleen of julle gesinnetjie, julle groepie vriende saam. Kom ons bid vir 'n anderster kinders en skole. Seënwense.